Need het, al twee van je. Baie dankie. My grootste droom is op eendag in 'n fliek te speel, voor ek trouens soos sy my figuur te verloor. Daar's vir my niks mooier as 'n vrou wat verwag nie. Uit een mens kom 'n ander een. Klein, sag en splinternuut. Met doeke en bottels en slapelose nagte. Nee, dankie. Jy moet sien hoe uitgeput lyk so Ellen en Gawie met hulle nuwe tweele. Ek hou van babietjies. Hulle lag en gesels met jou. En kyk jou nie skeef aan as dit toevallig uitglip dat jy in 'n spesiale skool was nie. Ek wonder waar ek 'n screen test kan laat doen. 'n Filmtoets. Gaan vra by die apteek. Dis tog waar mens die films ingee om kietjies te laat maak. Ek wil so graag 'n ster wees. Ek voel ek het so baie om te gee. En te wys. Dis waar. Maar daarvoor moet die geld reg wees of dit moet in belang wees van kuns. My pa se neef oom Cedric het eendag 'n baie kunstige fotoverhaalboekie gespeel, Suster Tessa. Was hy die romantic lead? Nie die matrone, vir die rol moes hy sy beenhare skeep en 2 balloons hier voor indruk. Hy sê dis show business, maar sy ma, die toetjie het gesê dis 'n skrynende skande. Raul Dominos, my gym-instrukteur by die Nigel Health and Snooker Club, het net gisterand vir my gesê ek het net die regte beenstruktuur vir filmwerk. Na Snakes and Ladders hou ek die meeste van Dominos. Is dit? O, ek verkies strip poker of spin the bottle. Kan jy glo toe ek laas op 'n date was saam met Katrein, toe wou sy dokter speel. Sy maak of sy siek is en ek moet haar ondersoek. Ooh, slim die Katrein, ek moet dit onthou. Wat gebeur toe? Toe sê ek is kinderagtig en gaan haal die Dominos. As ek julle sien, dan chat julle alweer. As ons oom sien, is oom alweer laat. Ek het 'n rede. As ek julle sê, julle verstaan hoekom ek die laaste week so effens omgekrap was. Oom was verskriklik misslik. 'n Regte pyn in die patat. En ook in die... Ja, ons werk hier met kos. Nou, laat ek julle sê, ek het 'n moeilike week gehad. Traumaties. Ja, suits. Maar laat ek julle liewer vertel, voor julle dit by iemand anders hoor met 'n paar draaie by. Die nuus is... Thank you for calling Vetkoppel is what you want. Well, hallo Auntie Letty. Hoe's die weer aan die Kaap? Reën dit? Nee, wat se nuus? Nee, ek beloof ek sal vir niemand sê nie. Vertel. Nou, as Auntie Letty dan nie wil vertel nie, hoekom het Auntie dan gebel? Wat? Nooit. Hy nooit. Nooit. Okay, Auntie. Bye. Dit was Auntie Letty van die Kaap. Ons het gehoor. Sy sê dit reën alweer in die Kaap. Al se sop nat, dit reën net. En? Niks, dit reën. Wat het sy jou vertel? Auntie Poppie is op die paal. In hierdie dorp kan 'n mens eers jou bas draai nie of almal weet jy het 'n groen onderbroek met gate. Kan dit waar wees? Dis Auntie Poppie prees. Ja, aan die begin het ek ook net gedink Poppie word so 'n bietjie dik, maar dis waar. Ek gaan 'n pa word. Weet Auntie Poppie dit? Natuurlik. Hoe het dit nou weer gebeur? Ek wonder self. Was die 2 klein operasietjies wat oom gehad het dan 'n mislukking? Nee, daar was nie operasies. Eerder 'n ongemaklike welding ongeluk. Dis nie nodig dat almal dit weet nie. Blykbaar was die skade nie so erg as wat ons gedink het nie. Tussen al die blanks was daar toe 'n bullet. Waarvan praat oom? Toe maar jy sal verstaan as jy eendag groot is. Hoeveel Auntie Poppie hoor? Dis enige vrou van skok tot woede.
van insecurity, selfbejammering tot blydskap en vreugde. Ek sê julle mos ek is deur hel. As jy jou ma bel, sy weet al. Sy seker al vir al wat 'n mens is gesê. Hallo, is dit Floris Flowers? O, hallo, Auntie Florie, dis Worsie. Ja, ek het gehoor, julle bly die dorp weet al. Kan Auntie asseblief die grootste bosblom in die winkel vir Auntie Poppy stuur? Van wie? Skryf net op die kaartjie, liewe Poppy, ek is baie lief vir jou, van jou vriend, man en pel, Frikadel, dis L, al. Ok, om Frik sal self nou kom betaal. Ok, bye. Om Frik sal betaal. Ek het klaar vir Auntie Poppy 'n duur geskenk gekoop. 'n Automatic wasmasjien. As 'n vrou verwagtend is, dink sy is vet en lelik en onaantreklik vir haar man. Dan moet mens haar gedurig herinner dat jy lief is vir haar. En dit kan gedoen word deur swentjies, drukkies, liefdesbriefies en so nou en dan blomme. Waar hoor jy dit? Ek kyk elke aand na Oprah se Winfrey show. Ja, en toe uiteindelik vang Slim sy baas. You had your fun, now you're gonna pay. Ella, waarvan praat jy? Dink jy babies kom verniet, Mahala? Nee, ou boerie, dit kos baie pond. Die hospitaal, die dokters, baby grows, doeke, bottels, 'n kot prem, high chair, bytjie, potty. Ag Ella, wil jy nie liewer shut up? Die arme Poppy weet nie wat vir haar voorlê nie. Vra my, ek was daar. Die pyn, die onvergeetlike pyn. Ek was vir 6 dae en 7 nagte, sonder enige verdowing, in labour met worsie. Ella, hulle gee deesdae verdowing. Epiduraal. 'n Mens voel niks. Asof enige man ooit sal weet. Suster Bester sê altyd, as 'n man wil voel, hoe voel dit om geboorte te gee? Vat sy mond en trek dit oor sy kop. Ella, man, ons werk hier met kos. Wat jy eintlik hier kom maak, behalwe om my te kom depres? Nee, ek soek daai klein meneertjie wat so groot vir sy skoene raak. Nou dat hy in sy eie flat bly, ken hy mos nie meer sy ouers nie. Hy is in die kombuis. Hy moet hom nie te lank pla nie, ons is nogal besig. Verskoon my? Ek het 'n baie private gesinssaak wat ek met hom wil bespreek en nou moet ek worry omdat jy kamstig besig is? Ek sien vir jou. Hi ma. Slaap as jy moet werk. Wil jy hierdie job ook verloor? Nie dat dit veel van 'n job is nie. Ek het gisterand bietjie laat in die bed gekom. Nagter alleen weet wat jy in die aande in jou flat aanvang, plaas dat jy 'n goeie nagrus kry. Net TV gekyk. My liewe nie sê nie, spaar jou ma die vieslike detail. Ek het genoeg drama vir een dag gehad. Maar weet Auntie Poppy is pretjies. Natuurlik sy het my eerste gebel. Arme vrou weet nie wat vir haar voorlê nie. Maar dis nie hoekom ek hier is nie. Wat's fout? Dis jou pa. Het Auntie Merel langs aan iets hiermee te doen? Nee, ek het hom belet om ooit weer met die goedkoop gemors te praat. Vanaand 7:00 is besoektyd. Saal 11 in die hospitaal. Ek wil jou daar sien. Hoekom? Want jou pa is daar. Hoekom is pa in die hospitaal? Sst, ek wil nie die hele Nigel moet weet nie. Dis nie te ernstig nie. Hy was klaar in die teater, net so 2-3 dae en hy is weer by die huis. En ek weet van niks. Wat het gebeur? Dis nie vir my maklik nie. Jou pa het nie sy brille opgehad nie. En toe maak hy 'n fout. Wat 'n fout? 'n Groot fout. 'n Groot fout? Hy het 'n bysie superglue aangesien vir sy aanbeierom en toe plak hy sy boude aan mekaar vas. Nooit. Daai gom is gevaarlik, dit plak onmiddellik. Ons weet dit nou. En dis ook nie nodig dat die hele Nigel dit weet nie. My mond is so toe soos pa se. Ja. Ja, spaar my die detail. Ella, dis Letty van die Kaap af. Wat is dit van Alpie en superglue? Môre oom. Dis nie ek wat laat is nie. Oom is vroeg. Wat het hom aangevang om Auntie Poppy kwaad te maak? Oom moet asseblief nie naar met haar wees nie, veral nie nou nie. Het jy kom werk of wil jy kom klets? Al wanneer oom ooit vroeg is oom vir arme Auntie Poppy ontstel het. Ek het net gedink ek moet meer gedissiplineerd wees. The early bird catches the worm. Ja, okay, as jy die voël is. Maar daai arme wurmpie het net so vroeg opgestaan en daarvoor word hy opgevreet. Ek het nog nooit so daaroor gedink. Nee, want oom is die voël.
Mr. Big Boss, die groot voële van die wêreld, dink nie 'n oomblik hoe dit moet voel om 'n ou wurmpie te wees. Waarvan praat jy? Eintlik is dit iets waaroor ek nie praat. Hoe gaan met jou pa? Goed, dankie. Net pyn as iemand sy vinger trek. Hey, ons werk hier met kos. Hy lê daar in die hospitaal blinkkant bo. Sweer as hy by die huis kom, gaan hy sy brille aan sy kop vasplak met 'n pleister. Raak nie weer aan gom nie. Ek sou ook nie. Dit was goed om weer by my ouers te wees. Ek het lekker gesels. Jy by die huis geslaap. Ja. En ek sal liewer nie sê wat my ma van oom gesê het nie. Ek wil liewer nie hoor wat jou ma van my gesê het nie. OK. Is oom seker? Ja, maar jy gaan my in elk geval sê. My ma sê, oom het net hierdie besigheid begin sodat oom heeldag hier kan sit en verniet eet. Sy kan sien hoe oom by die dag dikker word. Is dit so? En sy is die een wat by my kom soebat het om vir jou werk te gee. Ja, maar eers na oom Spiros nee gesê het. Ek het nie geweet sy was eers by Spiros nie. Sy was oral, oom was heel laaste op haar lys. Jy moet liewer nie hierdie goed vir my sê nie. Om 'n werk te soek is amper om soos iets te soek wat jy verloor het. Jy kry dit op die heel laaste plek waar jy soek. Jou ma soek vir moeilikheid. Ek het vir haar gesê, oom is die beste baas wat ek nog ooit gehad het. Al is oom 'n bietjie dik en al het oom nie 'n idee wat hier aangaan nie, like ek oom nog steeds. Wat bedoel jy ek het nie 'n idee wat hier aangaan nie? Hoeveel vetkoeke kry ons uit 'n sak meel uit? Hoeveel mints gebruik ons in 'n week? Sien, oom weet niks. Is nie in my job description om dit te weet nie. Gehaal jy liewerster vir my 'n depositoboek by die bank voor ons besig raak. Is dit in my jobbeskrywing? Ja. Toe man loop ek het baie werk om te doen. Jy kyk ou deesdae meer as 'n vroumens. Begin al hoe meer verstaan hoekom my ma die plek, die Miskoekpaleis nie. Waar het jy al ooit van 'n man gehoor wat sê, jammer nie vanaand nie, ek het 'n kop seer? My pa sê jy is die soort vrou wat mans in die hel sal laat beland. Jou pa is 'n soort man wat kyk wat hy doen. Wat sit met hom? Ella noem my besigheid die Miskoekpaleis. Ag, sy sê jaloers omdat oom 'n besigheid het. Kan niks goeds in niemand sien nie. Noem my 'n bakvisie. Maklik om jou eie besigheid te hê nie. Mens kry baie probleme. Het oom al ooit gehoor van 'n man wat sê, jammer nie vanaand nie, ek het 'n kop seer? Ek wens die personeel wil liewer hulle persoonlike probleme by die huis los. Okay. Let me guess. Auntie Poppy praat nie met oom op die oomblik nie. Wat lou jy so dink? Al wanneer oom so vroeg hier oor die boeke sit en broei as oom in die dakboks is. Ag man, Poppy sê sy het 'n breek nodig. Sy wil hê ons moet die naweek weggaan, Wildtuin toe, terwyl sy nog kan. Go for it. Wie gaan na die winkel kyk? Ek en Worsie ons het al. Dis die einde van die maand, ons is op ons besigste. Dis ver, die pad is so gevaarlik. En ek is nie gelukkig om haar in hierdie stadium van haar swangerskap na 'n malaria area toe te vat. Net omdat sy verwag moet sy skielik soos 'n gevangene in haar eie huis opgesluit word. Ek sal dit nou nie so noem nie. Ja, frikadel. Ek moes dit geraai het toe ek skielik so uit die bloute 'n reuse bos blomme kry. Ek gaan gooi vir my petrol in my kar by Tiger se garage en wat sê hy vir my? Die petrol se pryse is alweer op. Nee, frikadel. Hy sê jy sal bly wees om te hoor dat hy toe die kaartjies gekry het. En al julle reëlings vir Saterdag is onlike 'n skon. Wat se reëlings? Man, moenie vir jou onnoosel hou nie. Teen wie speel jou blou bulle Saterdag op Loftus? Vrystaat, Sitskatteborg. Nee, dankie. Frik Delport sal ons liewers daar saam met sy Paluca pelle op die paviljoen gaan sit en gedokterde narkies suig as om sy eie vrou 'n bietjie weg te vat. Dis nie waar nie. Wat s'ie waar nie? Ons dokter nie narkies nie, is lemoene. Om verwagtend te wees is nie 'n aansteeklike siekte nie. Of as jy skaam en mense sal dalk dink ek is jou vrou. Nee, nou moet ek by die huis gaan sit en boeties brei. Oh, mans. Het Auntie al ooit gehoor van 'n man wat sê, jammer nie vanaand, ek het 'n kop seer? Nee, maar dis al wat 'n sekere man vir die volgende paar jaar by my gaan hoor. Poppy, wag nou. Ons kan ons volgende naweek weggaan. Nee, gaan kyk maar na jou rugby, Frik. 'n Vrou se plek is mos in die huis, agter die sink in die kombuis. Maar onthou net, ontstel die ma en jy ontstel ook die baba. Maar Poppy, wag nou. Moenie aan my raak nie. Moet nooit weer aan my raak nie.
Jy het my mos nou presies waar jy my wil hê. Poppie. Die dokter sê hierdie skielike mood swings is doodnormaal. Die hormone laat 'n mens verskriklik onredelik word. Ek verstaan nie hoe 'n vrou se brein werk nie. Wie verstaan hoe 'n vrou se brein werk? As ek nie van beter geweet het nie, het ek gedink alle vrouens kom van 'n ander planeet af. Al wat Auntie Poppy wil weet is wie kom eers in oom se lewe, sy of rugby. En nou kies sy die belangrikste naweek op die rugbykalender om dit uit te vind. 'n Vrou is baie kompleks. Volstrooi as jy my vra. Al wat 'n vrou wil hoor, so nou en dan is dat sy spesiaal is. Sy wil vertroetel en 'n bietjie bederf word. Voel sy's sommer net 'n slaaf wat agter almal moet optel en skoonmaak nie. Voel sy word gewaardeer. Voel sy's aantreklik, begeerlik, sensueel, onweerstaanbare, passionate, wanting woman. Sy wil nie hoor 'n man het 'n verdomde kop seer nie. Van wanneer af het jy die skielike mood swings? Oom het nie idee hoe dit voel om gereject te word nie. Glo my. Op daai gebied is elke getroude man 'n ekspert. Elke vrou ervaar dit anders, dieper, meer intens. Dis asof 'n insecurity bom in jou brein ontplof. Is ek vet, is ek lelik, waag gekom, is daar 'n ander vrou, 'n ander man, ook gril myself dood. Is dit my asem, celluliet, hoeveel kos liposuction? Wie is die ander terf? Moet ek my hare draai, kry ek plooie, koopers droop, moet ek dra te veel make-up, dra ek te min, is my heupe te vet. Hey, ek het nie gesê die personeel moet hulle persoonlike probleme by die huis los nie. Hoe kan ek werk as ek so stres? My wêreld spat uit mekaar, my kop is 'n mengelmoes van emosies en my nael het gebreek. I'm going out of my mind. Sê maar asseblief, oom. Wat moet ek doen? Kyk na die Oprah Winfrey show. Hoe kyk op? Daar was groot marakas in die bank gewees. Sit weg daai ding, nou skiet jy iemand raak. Okay, maak eens op so high, ek vier sommer 'n warning salvo. Sit weg. Okay. Maar daar was 'n robbery. Kan action als 'n genuine 411 of is dit nou 4711? Anyway, Vienna was betrokke. Waarvan praat jy? Vienna, Russian, sausage. Worsie. Korrek. Hey, Maar hy moes net 'n depositoboek gehaal het. Het Worsie die bank geroof? jy's lekker laf, nee. Hy was die victim. Is Worsie gewond? Yes. Maar net 'n light flesh wound, 'n skrap. So amper of sy brein was weggeblaas. Daai 9mm bullet is net so oor sy linkerbout. Sy bout. Korrek. Kos wij allemaal weet mos was dit sy breins. Maar alles is onder beheer. Die robber is gearresteer. Polisie vat net gou sausage statement. Hy lê op sy maag op 'n ambulance trolley en drink suikerwater deur 'n strooitjie. Worsie wou seker weghardloop. Dis hoekom hulle hom van agter af geskiet het. Nee, die robber het gesê almal in die bank moet shut up en plat op hulle maag op die grond lê. En hy wil nie geluid hoor nie. Toe maak weer 'n geluid. En net daarvoor word hy in sy bout geskiet. Kos wij duis waar die geluid vanaf gekom het. Ek kan dit verstaan. Maar toe die robbe omdraai na wie en skiet, toe strip die antie van die building society behoorlik haar moer. En slaan die robbe lights out oor die kop met 'n plain paper fax masjien. Watter antie van die building society? Anti-preggies. Poppy. Korrek, anti-poepie. Kyk na die winkel, ek is nou terug. Ek het lanklaas 'n antie haar so sien vererre. Ek hoop sy's okay. Jy lyk ook nogal gestres. Kan ek vir jou 'n koppie koffie skink? Nee, sorry, nie nou nie. Ek het 'n kopseer. Kom sit hier. Boeboe, kry vir Poppy 'n diet cold drink. Ek is baie trots op Antie. Antie moet 'n medalje kry. Ek is siek en sat vir al die misdaad. Dis tyd dat ons almal saam terugbeklei. My verskriklik vererg. Waarvoor wil die pes of worsie skiet? Hy moes net 'n depositoboekie gehaal het. Wat eintlik jou werk is. Arme kind het hom so bleek soos meel geskrik. En hy het net so lank skeur in sy jean waar hy koel verby hom geskuur het. Shame, waar is hy nou? Ja, ek het hom vir die res van die dag afgegee. Ella het hom kom haal en huis toe gevat. Eers sy pa en nou hy. Vir die visagies is dit nogal 'n gatslag. Moes hy steke gekry? Nee, is meer soos 'n brandmerk. 'n Bietjie salf en 'n pleister en hy sal alright wees. Ek het net gaan geld trek. Daar's die oulikste paar baby grows in 'n kombersie wat ek by Woolies gesien het. Toe kom die skurk daar met sy revolver by die bank in. Kon so maklik baie ernstig gewees het. Hoekom bewe ek skielik so? Dis die skok. Miskien moet ek jou ook maar huis toe vat.
Bobo, sê jy toemaak en sluit. Okay. Ag nee, dis alright, ek sal okay wees. Ek moet net nie daaraan dink nie. Dis verby. Ek moet nou nie spooke opjaag en dink aan wat kon gebeur het nie. Ook maar goed, daai skelm is in die van weggevat voor ek daar gekom het. Ek sou vir hom gewurg het. Niemand moet nou aan jou raak nie, veral nie nou nie. Is dit so? As so iets gebeur, dan besef 'n mens baie skielik wat vir jou die belangrikste is. As jy nog die naweek wil gaan, sê net. En wat van Saterdag se wedstryd? Die wedstryd se gat. Vat my huis toe frikadel. En toe, voel jy nou? Soos die oggend na ek staan net 7 gedop het, so dowwe pyn hier van agter, maar verlig dit is verby. Die koerantmense kom nou 'n onderhoud voer in Poppie. Dis goed, hulle moet haar kiekie in die koerant sit, want die Poppie het my lewe gered. Ek dink ek moet vir haar 'n persentjie koop om dankie te sê. Nee, is nie nodig nie. Die Poppie weet mos jy's baie dankbaar. Dis nie lekker as iemand op mens skiet nie. Ek het gisteraan die vreeslikste nagmerries gehad. Dit moet eind kry. Die skelms hier in Nigel moet weet, crime doesn't pay. Hier gaan jy met 'n faxmasjien oor die kop gebliksem word. Soos Tabo Nel sê, jou auntie het daai dief leerlik opgefax. Sy het self nie lekker geslaap nie. Heeltyd so styf aan my vasgehou. Nie dat ek omgee nie. Auntie Poppie is 'n engel. Ja, sy gaan 'n goeie ma vir my laaitie wees. Ek is so vies, kyk net hoe stupid lyk my jeans, ek moes dit self lap. My ma was in so 'n toestand, as sy nie weer se klaar, toe maak sy 'n paar happe en toe laat sy lelik vrot. Gaan nou met jou pa. Baie beter, dankie. Kan nou al heel gemaklik op 'n tjoep sit. Ek is klaar met mans. Hoeveel keer het jy dit nie al gesê? En hoeveel keer het ek nie al gesê die personeel moet liewer hulle persoonlike sake by die huis of liewer in die slaapkamer los nie. Dit was by die gym. Ek ontmoet die fabulous ou en ek maak so speel grap en sê, kom ons speel dokter, ek is siek en jy ondersoek my. En toe doen hy dit. Hy ondersoek jou. Ja, van kop tot tone en gee my 'n voorskrif vir stres. Is hy 'n dokter? Nee, 'n veearts. Goed, om te sien jy werk weer vir 'n slag. Hi ma. Ek is op pad om jou pa te gaan haal. Toe maak ek eers 'n draai, want jy gaan mos vanaand terug na jou eie flat toe. En dan sien die mense jou nie weer vir weke nie. Ek sal kom kuier. Dis wat jy laas ook gesê het. Maar as ek weer hoor, dan is jy in 'n skurwe fliek saam met daai Tabo Nel of by die snoekerkamers of jy het 'n party in jou flat. Wat's fout daarmee? Ek doen niks onwettigs nie. Dit sal ek nie weet nie. Eintlik wil ek nie weet nie, dit sal my net ontstel. Waarvoor ryk maar? Check net Waarvoor? of jy al begin rook het. Ek rook nie, ek drink nie en ek steek nie my neus in ander mense se sake nie. Spaar my die vieslike details. Onthou mannetjie, ek is jou ma en 'n ma weet alles. OK ma, maar kom kuier of kom raas. Albei. Ek kan nie toelaat dat jy my naam so weggooi en met so 'n gelapte broek rondloop nie, tot ek vir jou 'n nuwe jean gaan koop. Want as ek dit nie doen nie, wie sal? Ai, dankie ma. Sê, kom maar ry. Jy moet nou mooi toesluit vanaand. Moenie worry nie, oom. Gaan geniet die naweek. Oom kan ons vertrek. En nou worry ek eers. Hier. Sê vir Worsie, jy moet vir my daai game van die begin af typ advertensies en als. En as ek terugkom, dan praat niemand 'n woord daaroor voor ek nie daai typ gewatch het nie. OK. Ons kan maar gaan. Ek het vir Worsie gesê ons sal wag tot hy terug is. Waar bly die laaitie? Dis ver en ek wou die verkeer gemis het. Hierso auntie. Dis net om dankie te sê dat auntie my bas gered het. Ai, dit was regtig nie nodig die Worsie. Maar iets baie klein soos auntie weet het ek maar 'n klein salaris. Maak oop, maak oop. Oh, Worsie. Dis pragtig. Dankie. Kan ons nou maar ry? Vetkoek, die bankmanager het my net gestuur om te vra wanneer die pleis oom sy faxmasjien. So kan ek nie net voor ons ry net gou daai bankbestuurder gaan donder nie. Nee, dit kan wag tot maandag. Jy wil nie voor die naweek jou energie mors nie. Ek jou dinge.